Johannes hoofstuk 14, daar van vers 15 af gaan ek vir u voor. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle en bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my liefhet, en wie my liefhet, hom sal die Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my Vader of my aan hom openbaar. Judas, dit is nou nie die Iskariot nie, sê vir hom: Here, hoe is dit dat u aan ons u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie liefhet nie, bewaar nie my woorde nie, en die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en kom weer na julle toe. As julle my liefgehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. En nou het ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader my beveel het, staan op. Laat ons hiervandaan weggaan. Net tot daar ons voorlesing uit die woord van die Here. Jy kan maar net so bly sit en dan buig ons die hoofde en ons bid saam. Ons almagtige Here en hemelse Vader, o Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om in hierdie oomblikke u naam te kan aanroep. Ja Here, dankie dat ons as u kinders ook die tyd kan uitkoop, omdat ons weet dat die dae boos is, omdat ons weet dat die tyd min is. O Here, en ons het nie kans en ons het nie geleentheid om meer van u te leer, om meer van u te weet as die tyd wat ons nou uitkoop om dit te doen nie. O Here, u wat geskep het, u wat alles wat is en alles wat tot stand gekom het in die lewe geroep het, o Here, ons wil u naam loof en prys. Ons wil u naam groot maak, Here, vir die groot dinge wat u ook in ons lewe gedoen het. O Here, dankie dat ons tot u mag roep, ook in ons tye van nood, in ons ure van wanneer daar ongeregtigheid oor ons pad kom, o Here, dat ons in daardie oomblikke van nood na u toe kan roep. Ja, Here, kan staan binne die skaduwee van die Allerhoogste, soos u woord dit ook vir ons sê. O Here, dankie dat ons as gemeente vanmiddag die voor u kan buig. Here, terwyl ons bid, u ken die versigtinge van elke hart wat vanmiddag hier is. U ken die hoop wat in elke hart is wat vanmiddag hier is. En al wat ons kan vra, o Here, is dat u deur die kragtige werking van die Heilige Gees ook in elke hart sal werk. En elke hart, o Here, u sal verheerlik ook in hierdie middag. Dankie, o Here, dat ons kan bid vir ons gemeente, dat ons kan bid vir elke hart en elke siel. Dankie, Here, dat ons kan bid vir herlewing ook in ons gemeente.
Ja, Here, dat die gemeente opgerig sal word om U te verheerlik, om U te aanbid en U alleen te dien, o Here. En daarvoor loof en prys ons U naam, want ons weet ons is nie besig met ons eie saak nie, o Here. Ons is besig met U saak. Ons is besig met U werk en met U plan. En Here, hou ons doelgerig op daardie pad. Hou ons doelgerig op daardie weg wat ons moet wandel. Dankie dat ons kan bid vir elke sieke in ons gemeente, elke persoon wat op ons gebedslys is, ook daardie persone vir wie ons bid, Here, in ons binnekamer waarvan die ander mense nie weet nie. U weet van hulle, o Here. U ken hulle harte, U ken hulle liggame, want U, Here, het hulle wonderbaarlik geskaap soos U elkeen van ons geskaap het, en U weet waar die fout is en U weet waar dit is wat reggemaak moet word en genees moet word. En daarom kan ons hulle voor U bring ook in hierdie middag en vra dat U vir hulle sal aanraak deur U liefde en deur U genade. O Here, dankie dat ons ook nou voor U mag buig en vra dat U uit U woord vir ons sal leer tot verheerliking van U naam. Amen. Teks van oordenking vind ons daar in vers 26, waar ons gelees het, maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En ons tema vanmiddag is die belofte van die Heilige Gees. Seker die wonderlikste belofte natuurlik na die kruiswerk van die Here Jesus Christus. En as ons nou so teruggaan en ons dink aan ons bidure en dit wat ons bespreek het in die bidure ook, dat ons nie regtig hierdie twee van mekaar kan losmaak nie, maar dit is 'n kosbare belofte. In Johannes 14 wat ons gelees het, vers 18, sê die Here vir sy disippels, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. En wat 'n wonderlike getuienis is dit nie? Wat 'n wonderlike belofte is dit nie, dat hierdie disippels wat hierdie verwagting het dat die Here in sy liggaam na hulle gaan terugkom, nie besef het, en dat die Here eers later in hierdie gesprek vir hulle sê, maar hy sal die Trooster stuur, hy sal die Heilige Gees stuur, sodat hulle nie alleen agter sou bly nie. In ruil vir sy teenwoordigheid sou hy iets vir hulle agterlaat. Vers 16, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Vers 17, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Iets vir hulle, iets vir die kinders van die Here, as ek dit so kan stel, wat vir hulle bedoel is, vir hulle wat Jesus Christus ken. En dit is kosbaar. Dis net vir 'n oomblik daaraan dink dat die Heilige Gees bedoel is vir die wat Jesus Christus ken. En ons moet altyd in gedagte hou dat Jesus geweet het dat daar 'n dag gaan kom wat nie ver in die toekoms was na hierdie gebeure nie, waar Petrus sou opstaan om terug te keer na sy boot toe. En Jesus het geweet dat daardie dag wanneer Petrus dit doen, dat die disippels hom gaan volg, dat hulle agter hom aan gaan loop. Nie net omdat Petrus 'n baie sterk leier was nie, maar juis omdat die Heilige Gees nog nie uitgestort was nie. Daar was 'n leemte gewees in die harte van hierdie disippels. Daar sou dan nou eintlik, nê, 'n leemte wees. En hierdie belofte van die vervulling of die gawe van die Heilige Gees sou weer daardie vuur in die disippels se harte en lewe aan die brand steek. Dit sou weer daardie versekering vir hulle gee dat God met ons, daardie Immanuel by hulle
was. En ons sien, as ons die Bybel lees, ons lees Johannes, ons lees Handelinge, ons lees verder verby in die Nuwe Testament, dan sien ons dat die teenwoordigheid van die Heilige Gees, die uitstorting van die Heilige Gees onder die kinders van die Here 'n groot impak op hierdie kinders van die Here, op die Christene se lewens gehad het. Want jy sien, Jesus sê vir sy disippels, hy gaan weg. Maar hy laat hulle met daardie belofte, die belofte van die Heilige Gees. Toe ons nou met die Bybelstudie so gepraat het, veral toe ons nou begin het praat oor die Heilige Gees en die kruiswerk en hoe daardie gebeure en die belofte van die Heilige Gees en die vervulling en die uitstorting van die Heilige Gees, al daardie dinge, hoe dit eintlik alles so bymekaar inpas. Het dit vir my baie duidelik geword dat ons as kinders van die Here baie keer die inwoning van die Heilige Gees onderskat. Ons besef nie wat in ons binneste aangaan. Ons besef nie dat ons te doen het met die ewige God wat hier in ons harte bly nie. Ons vergeet dit. Miskien dink ons nie altyd presies so daaraan nie. Veral wanneer ons sonde vertroetel, veral wanneer ons besig is met ander dinge waarmee ons nie moet besig wees nie. Ek dink in die dag en tyd waarin ons leef, is daar mense wat verwyderd voel van hulle realiteit, verwyderd voel van die Here. Baie keer voel mense verwerp en verwyder nog voor hulle verwerp word, nog voor hulle verwyder word. Dan soos ja, maar dis 'n swak selfbeeld. Ek het 'n swak selfbeeld. Ek het julle vertel, daar was baie jare in my lewe waar ek nie daardie ding klein gekry het nie. Maar die probleem is nie 'n swak selfbeeld nie. En as ons by daai punt uitkom wat ons dit gaan besef, dat dit nie gaan oor my selfbeeld nie, maar dat dit eerder gaan oor my godsbeeld. As ons by daai punt in ons lewe kom dat ons besef dat dit nie 'n lae selfbeeld is nie, maar dat dit eintlik 'n lae of 'n swak godsbeeld is. Wat die probleem van baie mense in hierdie lewe is, dit is hoekom hulle verwerping ervaar. Dis hoekom hulle verwydering ervaar. Want God het sy Heilige Gees gestuur om in die mens, in die hoe kan ek sê, in die hart van die mens te kom leef en te kom bly. Hoekom? Juis sodat die mens nie verwerp hoef te voel nie. Juis sodat die mens nie hoef verwyderd te voel nie. Juis om rigting en leiding te verskaf. Jy weet, ek dink ons lewe in 'n tyd waar die Heilige Gees en verskoon nou die woord wat ek gebruik, maar dit het so half 'n gimmick geword. Dit het so half ietsie snaaks geword in die kerk. Dat die Heilige Gees gebruik word om 'n fisiese teken te toon van God se teenwoordigheid in die kerk en al daardie dinge is onbybelse, Christelike leer aangaande die Heilige Gees, terwyl die ware inwoning van die Heilige Gees in mense se lewens skriend ontbreek. En omdat die Heilige Gees, of kom ek stel dit so, omdat die beeld van die Heilige Gees in die hart van die mens verdraai is, word die selfbeeld van die mens verdraai. Hoe kan jy 'n selfbeeld hê, of hoe kan jou selfbeeld reg wees as jou godsbeeld nie reg is nie? As jy nie besef dat jy met die lewende God te doen het, toe jy wedergebore is, toe jy jou hart vir die Here gegee het, toe die Here se Heilige Gees op jou uitgestort het nie. As jy daar nie kon besef dat jy te doen het met 'n heilige lewende God wat in jou hart leef en wat die koning van jou lewe wil wees nie, hoe kan jou selfbeeld reg wees? Want dis wat die duiwel doen, dis wat die sielevyand doen.
Hy verdraai, hy maak daai godsbeeld in jou verwronge. Verdraai, sodat hy jou selfbeeld kan verdraai. Hoekom? Want hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. Jy weet, baie keer, wanneer hierdie vervoel van verwerping en verwydering daar is, dan vra mense, hoe kan ek 'n God dien wat nie betrokke is by my lewe nie? Hoe kan ek 'n God dien wat nie in my lyding en in my stryd my hulp gee nie, vir my daardie rigting aandui nie? Waar is die Here dan? Vra ons maklik. Weereens kom ek terug na daardie eenvoudige gedagte. Miskien te eenvoudig en ons probeer dit te moeilik maak. Is dat ons die Heilige Gees van God in ons het. Ons gaan 3 gedagtes vanaand hanteer. Maar ons kyk na hoe Jesus die wese van die Heilige Gees in hierdie gedeelte aan sy disippels openbaar. Want jy sien, die Here beloof om die Heilige Gees te stuur, om dit uit te stort oor sy kinders, oor die kerk. En daar is 'n rede daarvoor, sodat die kerk en die gemeente versterk en bemoedig kan wees. Sodat die kerk en die gemeente hulle lewe kan fokus en kan rig op die rigting wat die Heilige Gees aandui. Hy wat die rots is, hy wat die fondasie is, hy wat die kompas is. Ja, sodat die kerk ook vanaand en vandag die stem van die Heilige Gees sal hoor. Hy wat die evangelie boodskap verstaanbaar maak. Hy wat oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel. Sodat elke persoon wat hierdie boodskap hoor sal weet dat die Heilige Gees betrokke is in die lewe van die kind van God. Dat hy daar is, dat hy leiding gee, dat hy rigting gee, dat hy wysheid gee vir die wat Christus kies. En as hierdie eerste gedagte, die wese van die Heilige Gees, Johannes 14:26 is my so kosbare teksvers, die hele teksvers. Maar net hierdie gedeelte hoor, hy sê, maar die Trooster, die Heilige Gees. Die eerste eienskap wat aan die disippels in hierdie gedeelte geopenbaar word van hierdie belofte wat gaan kom, is die eienskap van 'n trooster. 'n Trooster, met ander woorde, een wat help deur te troos, een wat help deur te bemoedig, een wat help deur bemiddeling, 'n helper, 'n aanmoediger, 'n bemiddelaar. Dit is die wese van die Heilige Gees, 'n trooster. Presies wat Jesus vir die mense was terwyl hy op aarde was. Hoeveel keer het hy mense genees? Dan sê hy vir hulle, gaan heen en sondig nie meer nie. 'n Trooster, 'n aanmoediger, 'n bemiddelaar, ons het dit gesien. Toe Jesus aan die kruis gesterf het hy dit geopenbaar. En Jesus sê dat die Heilige Gees die trooster gaan wees. Jy weet, ons lewe in 'n wêreld waar mense troos nodig het. Ons lewe in 'n wêreld waar mense deur geweldige stryd gaan, deur geweldige verdrukking, of dit nou finansiëel of werkdruk, sosiale groepsdruk, nê, vir die jonges daar, ongelykhede, onverdraagsaamheid, moedeloosheid, stres, depressie, noem dit. Ek dink ons kan die hele dag aangaan oor al die stryd
en al die lyding en alles waardeur ons as mense gaan en al wat ons baie keer nodig het is voel net gee net vir my 'n drukkie dat ek beter voel. Troos my net vir 'n oomblik. As jy onthou as jy klein was en dan val jy met jou bicycle en dan gaan jy daar na jou ma toe en dan sê fees jy net die stof so af en gee jou 'n swentjie en 'n drukkie en dan sit nou maar dan jy getroos en dan klim jy weer op jou fiets en dan ry jy verder. 2 Korintiërs 1:5 lees ons want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. Hy is ons trooster. En juis omdat die Here geweet het dat die mense in hierdie stryd en lyding gedompel gaan wees, stuur hy sy Heilige Gees om die trooster te wees, om die mens, om die kinders van die Here te bemoedig wanneer jy in die stryd is. Daardie middelaar, né? Die Heilige Gees wat letterlik tussen die kind van God en God staan, wat intree vir die kind van God. Johannes 14:27 het ons gelees, vrede laat ek julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Hy, die Heilige Gees, is God, is in terme van daardie trooster, is hy die goddelike helper. Hy is die een wat die troos bring. Hy is die een wat die vrede wat Jesus Christus beloof het. Hy is die een wat dit bewerkstellig, wat dit laat gebeur. Hy. Maar dan kyk ons in die tweede plek ook na die oorsprong van die Heilige Gees. Waar kom die Heilige Gees vandaan? Nou miskien 'n baie voorhand liggende antwoord. In vers 26 het ons gelees die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur. Nou ons moet een ding besef van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is nie iets nie. Hoor nou dat ek dit verduidelik. Die Heilige Gees is 'n persoon. Die Heilige Gees is nie net iets, 'n gedeelte of 'n afdruk of dit is 'n persoon in die goddelike drie-eenheid wat van die ewigheid af, net soos God die Vader en die Here Jesus Christus betrokke was en is by die hele skepping van die begin van die ewigheid af tot aan met die einde van die ewigheid sal hy altyd betrokke wees. Ons weet nou, ek praat nou hier half, hoe sê hulle in Excel, 'n circular calculation, want ons weet 'n ewigheid het nie 'n einde nie. Dis hoekom ons weet dat die Heilige Gees ook van ewigheid tot ewigheid betrokke is en sal wees en was. Van die begin van die skepping af, toe tyd gemaak is, toe tyd ontstaan het, was die Heilige Gees alreeds daar en was hy betrokke. En onthou nou, ons moet besef dat hierdie 'n baie belangrike eienskap is van die Heilige Gees wat Jesus nou aan sy disippels meedeel, is dat die Heilige Gees nie iets is wat geskep moet word nie. Die Here het nie vir hulle gesê, die Here, God die Vader gaan die Heilige Gees skep en dan gaan hy hom in my plek stuur nie. Nee. Hy het gesê, hy gaan die Heilige Gees in sy naam stuur. Die Heilige Gees wat reeds daar is. En ek dink met die bid hier het ons ook baie daaroor gepraat of wat sê ja, ons sing hierdie pragtige koortjies van die Here wat in die hemel is en dit is mooi. Dit is so, die Here is in die hemel. Maar so min koortjies vertel ons van die Heilige Gees van God wat in ons harte. Die Heilige Gees wat as God in ons harte is.
Want jy sien as die Here in die hemel is, dan is hy ver. Dan is hy verwyder van ons. Dan is hy weg van ons af. Dan is hy nie naby ons probleme nie. Hy's ver van ons probleme af. Ek herinner my nou self van daardie liedjie wat Bette Midler gesing het, nê? Nee, From a Distance. Onthou julle daai liedjie? Pragtige liedjie. En dis baie keer hoe ons godsbeeld is. Die Here is daar ver in die hemel en hy sien hierdie klein ou blou kolletjie daar ergens en ergens op daai blou kolletjie is ek. En dit is nie so nie, liewe broer en suster. Dit is nie so nie. En ons het hierdie idee nie, ons godsbeeld is dat God te ver is om ons gebede te verhoor en God is te ver om ons gebede te beantwoord. 2 Tessalonisense 2:16 en mag ons Here Jesus Christus self en ons God en Vader wat ons liefgehad het en 'n ewige troos en goeie hoop in genade gegee het. Die troos kom op Pinksterdag na hierdie aarde toe met die uitstorting van die Heilige Gees, waar die Heilige Gees van God in die kinders van die Here se lewens betrokke raak. Nie dat die Heilige Gees nie betrokke was nie. Onthou nou, die Heilige Gees in die Ou Testament het sporadies, insidensieel, met ander woorde, sekere persoon is vervul met die Heilige Gees vir 'n sekere doel. En as daai doel nie bereik is, dan die Here God se Heilige Gees onttrek. Nou met Pinksterdag word die Heilige Gees uitgestort in die harte van die kinders van die Here om betrokke te wees, om altyd daar te wees. Genesis 1:2, hoor bietjie. En die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreldvloed en die Gees van God het gesweef op die waters. Die heel eerste boek in die Bybel. Die tweede vers lees ons van die Heilige Gees se teenwoordigheid en betrokkenheid. In die heel laaste hoofstuk in die Bybel, Openbaring 22:17. En die Gees en die bruid sê kom. En laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem. Verniet. Ja, die oorsprong van die Heilige Gees is by die Vader. Dit is so. Maar hy het hom gestuur, uitgestort oor sy kerk. Hy het hom gestuur in die harte van sy kinders, om hulle lewens te vervul, om hulle te lei, om hulle te leer. En dit bring ons by daai laaste gedagte van ons doel van die Heilige Gees. Vers 26 het ons gelees, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die Heilige Gees word nie net maar uitgestort omdat God dit kon doen nie. Die Heilige Gees word met 'n spesifieke rede, met 'n spesifieke doel uitgestort op die gemeente. Jy sien alles wat die disippels geleer het. Hoor nou, Johannes 16:8, en as hy kom sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Hy sal hulle oortuig. Vriende, die Heilige Gees sou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Net soos Jesus gedoen het, terwyl hy op die aarde gewandel het, wanneer hy iemand genees het en gesê het, gaan heen en sondig nie meer nie, toe hy die sondares daar by die put gekry het hy geweet, en so sou die Heilige Gees weet. Net soos Christus verlore siele aangeraak het, sou die Heilige Gees harte en lewens aanraak. Oortuig van sonde,
van geregtigheid en van oordeel. Jy weet baie keer wanneer ek as predikant preek, dan sal iemand vir my sê, "Sjoe dominee, dit was 'n mooi boodskap gewees." Maar jy weet vriende, ek weet altyd in my hart, dit is die werk van die Heilige Gees. Want die Heilige Gees, hy is mos die een. Hy is die een wat die oortuigingswerk doen. Maak nie saak hoe goed of hoe sleg jy kan praat nie. Die Heilige Gees is die een wat uiteindelik oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Niks en niemand anders nie. Die Heilige Gees is die een wat die boodskap van die evangelie lewendig maak in die hart van die mens. In Johannes 16, van vers 9 af, lees ons hierdie oortuigingswerk van die Heilige Gees van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Maar hierdie oortuigingswerk is nie net vir die verlore gaande wêreld nie. Dis nie 'n werk wat die Heilige Gees doen en sê, "Goed, okay, jy het nou tot bekering gekom, nou kan jy aangaan nie." Nee. Daardie werk van die Heilige Gees hou aan tot in ewigheid. Dit hou nie op nie. Want dit is die Heilige Gees wat die woord verstaanbaar maak. Ek kan dit met u deel. Ek is nie skaam daaroor nie. Baie keer as ek klaar gepreek het, as ek stil raak, dan dink ek vir myself, wat het jy vandag gepreek? En dan in die week, dan bel iemand my en sê vir my, "Dominee, hierdie preek het my so baie beteken." En dan gaan ek op my knieë en ek sê, "Dankie Here." Want hier waar ek in my menslikheid myself gekritiseer het en gesê het ek kon soveel beter gedoen het die Heilige Gees die werk gedoen. Dis amper so spelcheck, nee. Tik op jou komputer blablabla en dan kom daar 'n mooi woordjie of 'n sinnetjie daar uit. Dis hoe dit werk. Want dit is wat die Heilige Gees doen. En vriende, ons kan dit vandag met vrymoedigheid vir mekaar sê, niemand hier is hier om die werk van die Heilige Gees te doen nie. Nie een kind van God is hier om die werk van die Heilige Gees te probeer doen nie, want ons kan nie. Ons is nie in staat daartoe nie, maar wat ons wel toe in staat is om dit wat verstaanbaar gemaak word, dit wat geopenbaar word, om dit te deel, om dit uit te leef, om dit uit te dra. Johannes 16:12, nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Die Heilige Gees, liewe broer en suster, dis wat hy doen. Dis moontlik. Dit sou moontlik gewees het vir die Here Jesus om al die wonders van God en al die geheimenisse aan die mensdom te openbaar in die 3 jaar wat hy op die aarde was en gewandel het. Maar dit sou vir die mens onmoontlik gewees het om dit te absorbeer en dit te verstaan, om dit te begryp, om die waarde daarvan te sien. En daarom stuur hy sy Heilige Gees. Want hy sê, hy het nog baie goed om vir ons te leer. Maar ons kan dit nie nou verstaan nie. Ons sal dit nie nou kan invat en sin daarvan maak nie. Daarom stuur hy sy Heilige Gees. Hoekom? Nie hoor nou, om uit sy eie uit vir ons te preek en te sê, ja maar,
so en so en so. Jesus het dit geleer, maar eintlik is dit so nie. Nee. Alles wat hy hoor, dit staan in die Bybel, dis nie ek wat so sê. Die Bybel sê so. Alles wat die Heilige Gees hoor, verkondig. Wie het nog so iets gesê? Die Here Jesus. Hy het dit gesê. Alles wat hy hoor, verkondig hy. Waar hoor hy dit? By die Vader. So wat is die doel van die Heilige Gees? Buiten om te oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Buiten om die woord en die evangelie vir my verstaanbaar te maak. Buiten om my nog te leer en dieper te vat. En ons kan aangaan met hierdie buiten nog dit en nog dit en nog dit van die Heilige Gees, maar uiteindelik is dit om my as kind van God en u as kind van God by daai plek te bring waar God verheerlik word. Alleen by daai plek moet ek uitkom. Dis waar ek wil wees as kind van God. Sodat daai evangelie boodskap lewend kan wees. Want daarin word God verheerlik. In 'n lewende evangelie wat leef in die harte van sy kinders. En nou sluit ek af en ek sluit af met hierdie vraag vanmiddag. Besef ons wat dit beteken om vervul te wees met die Heilige Gees van God. Besef ons dat ons as kinders van die Here daagliks, en as ek sê daagliks, bedoel ek nie eenmal 'n dag nie. Ek bedoel die hele tyd in die teenwoordigheid van die lewende God is. Besef ons dit. Liewe vriende, besef ons die waarde van die werking van die Heilige Gees in ons lewens. Weet u en ek vandag dat die Here betrokke is in my lewe, in u lewe, in u stryd, in u lyding. Besef u dat die Here sy Heilige Gees gestuur het om in u hart te kom woon, om die koning van u hart te wees, om die koning van u lewe te wees. Besef u, liewe broer en suster, dit vandag. Sodat hy deur sy Heilige Gees u kan versterk, u kan bemoedig, u rigtingaanwyser kan wees, sodat u sal weet watter weg om te wandel. Die Here het sy Heilige Gees gestuur, sodat sy kinders na sy stem sal luister. Daardie stem wat oortuig van sonde, oortuig van geregtigheid, oortuig van oordeel, oortuig dat Jesus vir die sonde aan die kruis gesterf, oortuig dat u vandag moet besef en weet dat die Heilige Gees betrokke is in u lewe, betrokke is by u omstandighede, dat die lewende God betrokke is in elkeen van ons hart. Amen. Kom ons sit net so, dan buig ons die hoofde. Hemelse Vader, o Here, hoe dikwels onderskat ons u Heilige Gees se teenwoordigheid in ons lewens. Dit terwyl ons dikwels trottelsondes het, dinge wat ons probeer verberg vir die wêreld en vir die mense om ons, terwyl ons nie besef dat ons u woning besoedel met die verkeerde nie, maar o Here, maak ons bewus van u teenwoordigheid elke dag.
Maak ons bewus dat ons te doen het met U, die Here van die leerskare, die God van die ewigheid. O Here, en maak ons bewus van U teenwoordigheid en daardie vertroosting terwyl ons in stryd en lyding is. Ja, Here, sodat U verheerlik kan word. O Here, as dit die enigste ding is wat ons ooit kan bereik in ons lewens, dat ons dit bereik, o Here, dat U verheerlik word in ons lewens. Dat ons ook soos Johannes sal sê, dat U meer moet word, maar ek minder. Amen.